Advokaat Hendrik van Staten. Lig op die reg deur advokaat Hendrik van Staten. Luisteraars, in ons program bespreek ons regsaangeleenthede, regsbeginsels, presedente, konsepwetgewing, wetgewing, enige iets wat te maak met die Suid-Afrikaanse reg, sodat u weet wat u regte is, hoe die Suid-Afrikaanse regstelsels ratte werk en wat u kan doen om u regte te beskerm. Ons gee egter geen pasgemaakte regsadvies nie, omdat van een aangeleentheid na 'n volgende daar verskil kan wees in feite, maar ook omstandighede wat enige invloed sal hê op regsadvies. En ek sal dus aanmoedig om dan 'n regspraktisyn te gaan sien om seker te maak dat u regte wel afgedwing word. In vandag se praatjie begin ons met gesels oor verbande. Nou ja, dit is iets wat baie van ons ken, maar ook iets wat baie keer 'n uitdaging kan wees om 'n mens nie noodwendig verstaan wat dit behels om 'n verbandlening te neem en die terugbetalings en al die wetlike vereistes wat agter 'n verbandlening sit nie. Maar kom ons gaan kyk eers, wat is 'n verbandlening? En ek glo ons luisteraars wat nou hulle huis gekoop het, het gewoonlik nou 'n verbandlening, want dit is beskikbaar duur om 'n huis te koop en mens kry baie min mense wat 'n huis kontant kan koop of selfs 'n ander eiendom. Nou, eerstens wanneer mense nou 'n eiendom koop, het sy dit nou 'n huis is, plaas is, woonstel of erf, selfs 'n besigheidsperseel, maar jy het nie die volledige aankoopprys daarvan of genoeg fondse om die oordragskoste daarvan te betaal nie in kontant, dan neem jy gewoonlik 'n lening uit. Hierdie tipe lening word dan 'n huislening genoem en dit is dan by 'n bank of 'n finansiële instelling waar ons gewoonlik hierdie tipe lenings aan persone verskaf. Die bank registreer dan 'n verband. Nou dit word ook in Engels na verwys as 'n mortgage bond. Die hypoteek oor die eiendom by die aktekantoor. Nou elke provinsie omtrent sy eie aktekantoor en ja, binne daai jurisdiksiegebied van die aktekantoor is daar die eiendom se titelakte dan nou ook, waarvan dan nou geskiedenis gehou word en daar word dan wat mense met kreviaat aangebring teen die titelakte. Nou dit beteken dat hierdie eiendom wat die persoon dan nou gekoop het, dien as sekuriteit vir die lening. So, in effek, as jy dan nie die lening terugbetaal nie, het die bank dan 'n sekere regte om sy lening of geld dan nou te kan herwin. So, as 'n mens byvoorbeeld 'n eiendom R2 miljoen koop en jou oordragskoste en jou tekort is 200.000, dan kan 'n mens dit by 'n finansiële instelling of 'n bank leen. En dan is mens veronderstel om dit nou terug te betaal maandeliks teen 'n spesifieke paaiement wat gekoppel is aan 'n rentekoers. Maar indien mense dan nou nie daardie geld terugbetaal nie, dan raak die bank kiewelrig en dan het hulle reg op jou eiendom om hulle geld dan nou te kan terugkry in gevolge die ooreenkoms wat aangegaan is. Dit beteken dan in effek dat hulle jou kan dagvaar vir die uitstaande bedrag en dit daartoe kan lei dat omdat daar 'n verbandlening oor die spesifieke eiendom geregistreer is, dit dan in eksekusie verkoop kan word sodat die bank hulle geld kan terugmaak. Nou, ook met 'n verbandlening is daar 'n maandelikse paaiemente wat mense moet terugbetaal en dit beteken daar is 'n gedeelte van daai terugbetaling is dan nou die kapitaal, dit wil sê die groot bedrag wat jy geleen het en dan ook rente. Want die bank verdien rente op daai geld wat aan jou geleen is en dit maak dan jou paaiement op. Maar daar is ook administratiewe kostes wat daaraan verbonde is en dis moet geskryf baie belangrik is dat 'n mens seker maak jy lees al die fynskrif in 'n dokument dat jy nie op die einde van die dag iets onverwags kry wat jy mee geslaan word en aangeslaan word waarvoor jy nie begroot het nie. Maar mens kry ook ander uitsonderings dat daar soms nie net maandelikse paaiemente is, maar kwartaalliks of 6 maandeliks, soos byvoorbeeld plaas of by besigheid soos ooreengekom is met die bank. Maar wat kan mens ook doen om jou betaling makliker te maak en die lening vinniger af te los, is mens hoef nie die minimum elke maand te betaal wat jy veronderstel is om die bank terug te betaal nie. Jy kan meer van dit dan nou inbetaal
het sy byvoorbeeld by R10.000 'n maand betaal, kan jy miskien R11.000 'n maand betaal, wat in effek het dat die rente wat jy op die uitstaande bedrag verskuldig is dan nou minder word, en ook dat 'n mens dan in effek vinniger jou verbandlening kan afbetaal. Die alternatiewe voordeel is soos wat sekere van die verbande dan 'n voorsiening maak, soos wat 'n access bond, dat indien 'n geval van nood dan het jy toegang tot daardie ekstra geld wat jy betaal het om dan in 'n noodgeval te kan leen. Terwyl hierdie verband dan nou geregistreer is op die titelakte, bly die bank se verband op die titel van die eiendom totdat dit gekanselleer is. So, al het jy nou die koopprys en oordragkoste van R2 miljoen betaal is, waarvan R1.8 miljoen direk kontant betaal is dan 'n bedrag van R200.000 wat die bank geleen het. Nou totdat daai gekanselleer is die bank in effek die eienaar van die eiendom totdat daai verband klaar betaal is. Nou die ander belangrike ding waarna mense gaan kyk is, wat is die effek op eiendomsreg? Nou, omdat daar 'n verband geregistreer is, beteken dat die eiendom as sekuriteit gedien word en jy nie kan doen noodwendig wat jy wil nie, want jy kan dit nie verkoop nie. Nou, ons luisteraars sal onthou daai gewilde spelletjie wat ons al die jare gespeel het, Monopoly. As jy nie meer geld gehad op stadium het jy dan te hom verpand. Die verbandlening werk amper dieselfde, want daai geld moet terugbetaal word voor jy in effek die eienaar weer kan word van daardie eiendom. So jy kan die eiendom besit eerstens en jy kan dit gebruik solank as dit aan jou paemente voldoen. Maar as jy nie betaal nie, sal die bank dan nou die nodige aksie neem deur hul regsafdeling om dan nou die uitstaande geld dan nou te verhaal of om die eiendom dan nou te verkoop. Nou voordat 'n verkoop of 'n oordrag van eiendom kan geskied, moet 'n bestaande verband wat op 'n eiendom is gekanselleer word. Of die oordrag moet saam met die verband begroting of nuwe registrasie geskied om te verseker dat die koper soveel as moontlik vry van vorige laste kom. Nou, dit is ook belangrik om af te neem dat die verband beïnvloed jou reg om jou eiendom volledig oor te dra sonder om laste totdat dit geskied het. In die praktyk het ek al gesien verskeie persone registreer tientalle verbande teen hulle eiendom. Nou, as 'n mens die eerste verband het, is dit nog reg. As jy die tweede verband het, is dit nog reg. Maar as jy dan derde verbande en so voort begin registreer teen jou titelakte en al is daai skuld volop betaal, sit 'n mens nog met 'n uitdaging dat wanneer jy eendag jou eiendom verkoop, al 3 dae moet gekanselleer word. En ons sal daai vraag beantwoord bietjie later in die program en dat 'n mens bietjie nadink en kyk wat is aan die gang met u eiendom. Nou, verbande word dan nou beëindig op verskeie metodes. Eerstens kan dit volledig afbetaal word. So jy betaal die uitstaande balans van 'n lening wat uitstaande is af, kan kapitaal plus rente na enige ander gelde wat van toepassing is en dan word die verband gekanselleer by die aktekantoor. Maar neem kennis, as dit klaar betaal is en jy het die eerste verband geneem, dan moet jy seker maak dat word gekanselleer en die bank jou titel oorhandig. Maar baie mense neem vele lenings en dan gebruik hulle ook hulle eiendom as sekuriteit en dan word daar dan 'n verbandlening geregistreer teen die titelakte en dit lei daartoe dat 'n mens nie dit noodwendig outomaties gekanselleer word nie. Tweedens, word 'n verbandlening ook beëindig met die verkoop van 'n eiendom of die oordrag daarvan. So as jy die eiendom verkoop, sal 'n prokureur die kansellasiebedrag aanvra by die bank en dan sal die verband afgelos word sodat die eiendom oorgedra kan word aan 'n nuwe eienaar. Ook is dit indien mense eiendom nou verkoop, is dit baie belangrik om seker te maak van jou kennisgewingsperiodes. Gewoonlik vereis die bank dat jy 90 dae kennisgewingsperiode gee dat jy jou verband mag of wil kanselleer of begeerig is om dit te doen, dan betaal jy nie straf rentes. Maar egter indien 'n mens dit net gaan verkoop, is daar gewoonlik iets soos 3 maande se addisionele rente wat 'n mens dan as 'n boete betaal omdat jy nie ingelig het vroegtydig dat jy jou eiendom wat onderhewig is aan 'n verband gaan verkoop nie. Derde manier hoe 'n verband gekanselleer kan word is deur middel van herfinansiering. Dis nou wanneer jy 'n nuwe lening, 'n verbandlening uitneem, het sy by dieselfde bank of 'n ander bank of finansiële instelling, wat dan daai
nuwe fonds wat ons beskikbaar stel gebruik om ou lening af te betaal, en dit lei dan tot die ou verband se kansellasie en dan die registrasie van 'n nuwe verband. Maar onthou, 'n mens moet in ag neem, dit is nogals heel duur om elke slag 'n verband te registreer, want daar is heelwat kostes in die hele pipeline wat betaal moet word, soos oordragskostes, baie keer prokureurskostes, en ja, dan word dit op die einde van die dag 'n duurspel, so 'n mens moet maar baie keer dan nou opweeg, is dit die moeite werd om verband te registreer, of is dit beter om dit nie te doen nie. En ons gaan voort met verbandlenings en verbande wat geregistreer is op 'n eiendom. So kom ons gaan kyk eers na wat is die wetlike vereistes ten opsigte van 'n verbandlening. Want soos ons weet, het die wetgewing ook al deur die jare baie verander. Ek onthou toe ek in 2003 my eerste eiendom gekoop het, was daar nie al hierdie goed soos 'n kredietrekord en daai tipe goed gewees nie. Ek het ingestap by die bank en ek het gesê ek wil eiendom koop en hier is 'n deposito en is goedgekeur. Maar deesdae, soos wat die tye verander het en soos wat slegte skuld baie keer toegeneem het, het dan 'n wetgewing ook tot stand gekom om die verbruikers, maar ook om die banke en finansiële instellings dan nou te beskerm teen swak skuld. En dit het dan ook gebeur dat op die einde van die dag persone nie net goedsmoeds kan instap en 'n eiendom koop of maklik goedgekeur word nie, maar dat dit die hele proses moet gaan. Ek weet nie van hoeveel van ons luisteraars ook sukkel of aanvanklik gesukkel het, vir al die jonger garde, om 'n lening te kan verkry nie, want jy het deesdae skuld nodig om 'n kredietrekord op te bou voor jy enigstens skuld kan kry. Maar om weer terug te kom by die wetlike vereistes, nou die leningsooreenkoms, oftewel jou huisleningsooreenkoms, moet voldoen aan die nasionale kredietwet, wet 34 van 2005, en eerstens, soos ons nou genoem het, daar moet 'n kredietwaardigheidstoets gedoen word, om te kyk, kan die krediteur wel hierdie kostes dek elke maand, en kan die persoon dit wel bekostig. Ook vir kansellasie van 'n verband, sal die bank, soos gesê het, vereis dat jy 90 dae kenning moet gee, wat die meeste van die banke vereis. Maar het is belangrik dat mense in ag neem, hierdie kennisgewing kan nie net ingebel word mondelings wees, dit moet skriftelik wees, wat beteken of 'n brief skryf, of 'n mens kan 'n e-pos aan hulle stuur om hulle dan kennis te gee van die voorneme om die verband te kanselleer. Nou, die mense aan 'n verband voortydig kanselleer, mag die bank vergoeding hê vir vroeë beëindiging, byvoorbeeld 'n pro rata koste vir 'n deel van die kennisgewingsperiode wat nie nagekom is nie, en dis hoekom ek weer eens dit beklemtoon, dit belangrik is om daai kennisgewingsperiode te gee, dat die banke dan nie 'n mens addisioneel ekstra kostes op die hals haal nie. Nou, die prosedure vir kansellasie sluit in dat 'n prokureur kry die kansellasie opdrag, verander die bedrag aanvra, dit sluit in eiendomsbelasting, hoeveel nog verskuldig is aan die bank, en water en elektrisiteit. Die eiendomsoordrag prokureur vir bankkansellasie, prokureur vir werkingkansellasie by die aktekantoor. Nou, sodra die volledige balans nou betaal is ook, soek die prokureur vir bankkansellasie, prokureur in die kansellasie instruksie by die bank, want die bank het nog die geld ontvang, vir die bank is dan nou in effek die instansie wat die opdrag moet gee om te sê kanselleer. Nou, die bank sal dan 'n bevestiging gee dat alles betaal is, en sal dan 'n instruksie gee aan die aktekantoor om die verband te kanselleer of te verwyder van 'n titelregister. Nou, die interessante ding is, deesdae word 'n titelaktes baie meer elektronies hanteer, dis nie meer soos in die ou dae wat mense 'n stuk papier het wat sê jy is die geregistreerde eienaar nie, maar daar is nog wel sulke gevalle. Nou, gewoonlik sal daar nou 'n stempel wees wat aangebring word, 'n B-nommer wat 'n B staan vir 'n bond of 'n verband, en dan word gekanselleer, en dan kan die titelakte vry wees van 'n verband. Maar al daai vorige verbande en wie was die vorige eienaars vandat die eiendom tot stand gekom is, sal altyd op 'n titelakte bly, dat 'n mens sal kan sien wie was dit.
wanneer is die titel geskep en is daar enige endossemente, oftewel servitiete of reg van weg wat daar is vir ander eiendomme en of daar enige beperkings is, soos byvoorbeeld as mens in 'n kompleks is daar kan daar vereiste wees op die titelakte dat jy moet aan 'n huisinwonersvereniging behoort byvoorbeeld. Maar ja, daar's wel koste verbonde aan die kansellasie, soos prokureursfooie en dan selfs die aktekantoor het fooie om seker te maak al word gedoen. En dit kan nogals etlike duisende rande behoorloop. Ek weet van persone wat vir my sê dit kos tussen 6 en 18.000 rand. Na hierdie proses waar al is geregistreer is en verband gekanselleer is, jy eintlik vry van die verband en jy het 'n volle titel sonder dat daar spesifieke laste is teen die verband. Nou, as jy jou verbandstelling klaar betaal het, maar die verband is nie gekanselleer by die aktekantoor nie, het dit nogals regtelike, maar ook praktiese gevolge vir jou as eienaar wat dit inhou. En dit is goed waarna mense nie baie keer dink nie, want dit is mos nie iets waarop mense op 'n daaglikse basis te doen kan nie. Ek weet selfs van advokate en prokureurs wat nie met verbande werk nie, wat ook baie keer op 'n snaakse manier uitvind, maar jy het nie noodwendig volle eiendomsreg in praktyk nie. Want, eerstens, al het jy die lening van die bank afbetaal, bly die verband wat geregistreer is teen die titelakte tegniese las op die eiendom, totdat dit formeel gekanselleer is by die aktekantoor. Nou net om hier 'n bietjie stil te staan, weet ek van persone wat al weggekom het met wat skuld het, en wat weggekom het om te sê maar daar's 'n verband geregistreer teenoor hulle eiendom, en dis sal dit help as alle krediteure probeer beslag lê op die huis nie, omdat daar 'n verband is. Maar net so aan die ander kant, is dit 'n groot ontnigtering vir al soos persone te ken. Nou die oom het al in 1980 sy huis klaar betaal en hy wou toe 'n bietjie aanbouings doen en hy het 3 keer verbandlenings uitgeneem omdat verbande eerstens 'n baie laer rentekoers het as 'n gewone persoonlike lening en so 3 jare het hy afbetaal en toe hy nou sy huis wil verkoop, toe kom hy agter maar hoekom sê die mense daar's 'n verband op my huis? En dit was net omdat die verbande nooit gekanselleer is nie en omdat die personeel van die bank nooit vir hom die volle implikasies verduidelik het toe hy die lenings gevat het. So nou jare later sal hy dieselfde kos, sal dit om 18.000 rand kos om dan nou die verband te kanselleer wat basies dieselfde bedrag is as wat hy destyds geleen het om verbeteringe aan sy huis te doen en die swembad byvoorbeeld in te sit. So, die ander effek is dat as jy dit nie kanselleer by die aktekantoor nie, die bank se naam geregistreer bly op die titelakte as houer van die verband, wat beteken dat die bank steeds 'n sekere reg het, al is dit nou 'n dormante reg op jou eiendom. So, en soos ook nou agtergekom het, sal die oom wat nou as hy tegnies afbetaal is, nie sy eiendom kan verkoop of oordra sonder dat dit die kansellasie doen nie. Want jy kan nie wettig jou eiendom verkoop of na iemand anders se naam oordra tensy die verband gekanselleer is nie. En dit is een van die eerste goed wat 'n oordragprokureur moet doen as deel van die verkoopproses, deur dit te vertraag en te verhoog ten opsigte van die koste van die transaksies. Die ander ding is ook wat 'n mens moet weet, is dat 'n mens bly aanspreeklik vir bankfooie as daar nog teen jou naam 'n akte geregistreer is. So sommige banke kan die verbandrekening oophou, wat dan tot die effek het dat klein administratiewe fooie wel gehef kan word, al is die hele kapitaalbedrag reeds afbetaal. Dan die ander risiko wat 'n mens het, is op 'n later stadium vertraging en administratiewe komplikasies. En dit is, soos wat die oom ook nou uitgevind het, as jy wag tot jy eendag wil verkoop of 'n boedel moet afhandel, is dit baie meer kompleks dat die ou verbande eers gekanselleer moet word, veral as jy nie meer 'n kontrak het met die bank of daar veranderinge by die bank plaasvind. Soos ons onthou, destyds Volkskas het Absa, Allied United almal saamgesmelt en is nou Absa Bank. En ja, dit kan nogals baie uitdagend wees. En dit skep ook onnodige druk, maar ook kostes op die erfgename, indien jy sou oorkom en hulle met 'n skok agterkom, maar daar's nog 'n verband wat nog nie betaal is nie.
Luisteraars, soos ons eindig van ons program, wil ek julle gesiene week toewens, alles van die beste, en onthou, as jy uitdaging van sien gerus regspraktisyn, ons gesels weer volgende week, selfde tyd, selfde plek. Groete van my, advokaat Hendrik van Staring.